Goeiemôre familie, prys allemaal in die wonderlike naam van die Here Jesus Christus. Wat 'n kragtige, wonderlike, geseënde tyd het ons nie gehad nie in die teenwoordigheid van die Here. In Jesus naam. Ek groet u allemaal in die wonderlike naam van ons opgestaande Here Jesus Christus. Hy was gekruisig, was begrawe, maar hy het opgestaan in Jesus naam. Ek deel vanmôre met u, prys die naam van die Here, uit die boek van Lukas, hoofstuk 24, die skrywe daar is die opskrif, die opstanding. Prys die naam van die Here. Dit is waaroor die argument vandag nog gaan. Niemand wil glo, hy het opgestaan nie. Maar of hulle wil glo en of hulle nie wil glo nie, dit is 'n werklikheid. In Jesus naam, ek ervaar dit elke dag in my lewe. Ek sien dit, die opstandingskrag van die Here, sien ek daagliks hoe dit gebeur rondom my, met my en met hulle wat rondom my is, in die naam van Jesus. Vers 1 sê, en baie vroeg in die môre, op die eerste dag van die week, het hulle en ander saam met hulle by die graf gekom en die speserye gebring wat deur hulle toeberei was. Vers 2 sê, en hulle het die steen van die graf af weggerol gevind. Toe die disippels by die graf kom, die vroue en almal wat belang gehad het in Jesus, halleluja, toe hulle daar kom, het hulle gesien en kom vind dat die steen weggerol was. En hulle het die steen van die graf af weggerol gevind, en toe hulle ingaan, het hulle nie die liggaam van die Here Jesus gekry nie. En terwyl hulle hieroor in die verleentheid was, staan daar 2 manne by hulle in blink klere, prys God se naam, halleluja. En toe hulle baie bevrees word, en met hulle aangesigte na die aarde buig, sê die manne vir hulle, waarom soek julle die lewende by die dooies? Waarom soek julle die lewende by die dooies? Hy het vir julle gesê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Wie in my glo sal lewe, al het hy ook gesterwe. Prys die naam van die Here. Hierdie is 'n vraag wat my gees roer. Waarom soek julle die lewende by die dooies? Hy is die lewe, hy is die weg, hy is die waarheid. Prys die naam van die Here. En hy is nie hier nie, maar hy het opgestaan. Halleluja. Hy is nie opgewek nie. Hy is nie kom wakker gemaak nie. Hy is nie uit 'n graf geroep nie. Hy het opgestaan. Halleluja. Onthou hoe hy vir julle gesê het, toe hy nog in Galilea was, die seun van die mens moet oorgelewer word in die hande van sondige mense en gekruisig word, en op die 3de dag opstaan. Hy het hierdie dinge vooraf vir sy disippels gesê. Ek gesels gisteraand daar met 'n ouderling David, en hy was ook 'n goeie vriend van Apostel De Water, en hy deel dit met my. Hy sê Apostel vir hom vooraf vertel dat sy tyd is baie naby. En dit het hy vir my 2004 gesê, maar hy sterwe eers 2013. En dit is ek van oortuig dat as jy in Christus lewe, sal die Here jou soos hy met almal gedoen het, al sy diensknegte en diensmaagde in die Ou Testament en Nuwe Testament, as jou tyd naby is om te sterwe, dan sal hy jou daarvan kom bewus maak. Hy sal te kenne gee, berei jouself voor, want jou tyd van huis toe gaan is naby. Kry jou huis in orde, want jou sterfdag is naby. Dit is die God aan wie ek behoort en wat ek dien. Daarom het Jesus met hulle gedeel. Hy het niks vir hulle weggesteek nie. Hy het vir hulle gesê, daar my tyd is naby dat ek sal oorgelewer word. En hulle sal my kruisig en ek sal sterwe. Maar onthou hierdie woorde van my, ek sal weer opstaan. Die 3de dag staan ek weer op. En so het dit ook gebeur. Prys die naam van die Here. Daarom sê die apostel Paulus dit, ek sê dit, ons almal moet dit sê. Ons ken hom, Jesus die gekruisigde,
maar ons lewe, ons wandel in die krag van sy opstanding. Halleluja. En daardeur erken ons dat ons het die weg gevind. Halleluja. En ons het die waarheid ontdek op daardie weg. Prys God se naam. En daarom lewe ons in Christus Jesus. Hy het opgestaan. En hy het, halleluja, opgevaar. Sit aan die regterhand van die Vader, van waar hy sal kom om te kom oordeel die lewende en die dode. Moenie die lewendes by die dooies soek nie. Jesus is nie meer in die graf nie. Hy het opgestaan, daarom moet ons wandel. Ons moet lewe in die krag van sy opstanding. Ons moet ook getuig en ons moet in ons, want ons is almal ope briewe. Laat die wêreld in ons lees dat ons dien en ons behoort aan 'n Jesus wat gekruisig was. Hy was begrawe, maar hy het opgestaan. En hierdie is die werklikheid. Niemand kan dit van my wegneem nie. Niemand sal my ook anders kan oortuig nie. Soos ek in die begin gesê het, hierdie dinge ervaar ek elke dag. Dit gebeur rondom my. Daarom doen ek 'n beroep op die mensdom in die wêreld. Word wakker. Want hierdie Jesus wat van gepraat word in die woord van die Here in die Bybel, dit is nie 'n sprokiesverhaal nie. Dit is die werklikheid. Soos julle dinge sien gebeur. Hy het vir ons 'n klomp dinge genoem. Hy het gesê, dit wat jy saai, sal jy maai. Hy wat onheil saai, halleluja, sal onheil maai. En ons sien wat gebeur met volke in verskillende lande. Ons sien wat gebeur met groepe mense. Ons sien wat gebeur met individue wat onheil saai. Hulle maai daar dieselfde onheil. Dit was woorde wat Jesus vir ons gespreek het en vir ons nagelaat het, om daar volgens te lewe. Laat julle vriendelikheid aan alle mense bekend wees. Halleluja. Jy moet jou broeder hoor ag as jouself. Ken nie meer mekaar in die vlees nie, maar sien mekaar as dienaars van Christus en bedienaars van die verborgenhede van God. Halleluja. Moenie laat hierdie opstandingskrag van Jesus van jou weggeneem word nie. Moet ook nie laat jy dit self verbeer nie, maar hou daaraan vas, lewe daarin. Want hy is die ware wynstok. As klomp ander wynstokke wat lyk soos hy, maar hy die opgestaande, Jesus wat uit die dood het opgestaan het. Hy is die ware wynstok. En ons moet vrugbare lote in hom wees. Ons moenie dit wat daar geskryf staan in Johannes 15, en julle is die lote, vir jou outomaties in daardie posisie plaas, dat dit met jou gepraat word, en dat jy outomatiese loot is nie. Jy moet werk daarvoor. Jy moet, halleluja, die woord lewe. Jy moet die woord jou getrou metgesel maak. Jy moet die woord bepeins nag en dag. Dan moet jy die woord met wysheid predik en met wysheid toepas. Dit is wat jy moet doen, sodat jy kan 'n vrugbare loot word in die ware wynstok. Dit is my kort boodskap vir julle op hierdie geseënde dag van ons Here Jesus Christus, dat hy het die graf en die dood het hy oorwin. Halleluja. Om lewe aan ek en u te gee, en oorvloed van lewe. Laat ons dit geniet. Laat ons lewe vir Christus. Laat ons die woord doen. Alles doen wat hy ons gesê het. En laat ons lewe, halleluja, vir hom, vir onsself, vir ons kinders. Alles ter wille van sy naam. Die Here seën u, geniet hierdie dag verder, en mag die Here aan u gee die begeerte van u hart in Jesus naam. Amen.